Ek is bly jy's terug by ons. Welkom by ons laaste sessie Vennootskap klas 3. Vandag gee jy nog 'n tree op jou reis om 'n vennoot van Doxadeyo familie te word. In week 1 het ons na die verhaal van Doxadeyo gekyk. Verlede week het dit gegaan oor wat dit beteken om 'n vennoot te wees. En in hierdie laaste sessie wil ons jou help om te ontdek wat jou volgende tree is. Hoe dit lyk om Jesus binne en buite die kerk te volg. Kom ons begin. Welkom by week 3 van ons vennootskapsreis. Vandag wil ons dit baie prakties maak vir jou, sodat jy na vandag se klas 'n praktiese tree kan gee as 'n vennoot van Doxadeyo. Nou in van die vorige klasse het ons al so 'n bietjie gesels oor die gedagte van 'n city changer. 'n City changer is iemand wat besef die Here het 'n roeping op hul lewe om sy heerlikheid deur hulle lewe bekend te maak in elke terrein van die samelewing. 'n City changer neem daai roeping ernstig op en is aktief betrokke om God se heerlikheid in die samelewing bekend te maak. Nou ons as 'n Doxadeyo familie, ons is baie passievol daaroor om city changers op te rig, wat nie net binne die kerk God se heerlikheid bekend maak nie, maar ook buite die kerk, in jou studies, jou werksomgewing, jou familie en selfs jou gemeenskap. As 'n vennoot van Doxadeyo wil ons graag hê dat jy jou volkome daaraan toewy om ons Sondagfeesdienste by te woon. Ons glo vennote is nie net toeskouers tydens ons Sondagfeesdienste nie, maar hulle is aktief betrokke by elke element van dit waarmee ons besig is. Hulle sê ja vir 'n Sondagfeesdiens. Maar dit lei my ook na die volgende element van familie, waarvoor 'n vennoot ja sê. En dit is ons communitygroepe. Ons communitygroepe is amper soos die ruggraat van ons kerk. Dit is waar ons lewe saam doen op 'n weeklikse basis in mekaar se huise in verskillende omgewings in ons stad. Nou, aanbidding en gebed en natuurlik ook baie kos en baie saam eet is kernboustene van ons communitygroepe. Maar buite 'n Sondagfeesdiens en buite 'n communitygroepe bied ons kerk ook 'n wye reeks kursusse aan wat deur die jaar loop om jou as 'n vennoot op te rig in jou pad wat jy saam met die Here stap. Nou ons gaan later in al die besonderhede daarvan induik en jou fasiliteerder sal jou ook kan help met van die kursusse wat ons as 'n kerk aanbied om jou op te rig in jou geloofspad as 'n vennoot van Doxadeyo. 'n Vennoot sê ja vir familie, maar 'n vennoot sê ook ja vir missie. 'n Vennoot van Doxadeyo kyk nie op 'n afstand waarmee die Here besig is nie. 'n Vennoot rol sy moue op en kry sy hande vuil in dit waarmee ons besig is. Nou in ons kerkfamilie is daar verskeidenheid areas waar jy betrokke kan raak om te dien en jou fasiliteerder sal jou help om een van daai areas ook te identifiseer. Maar voordat ons by daai praktiese elemente uitkom, wil ek eintlik net 'n oomblik gebruik en so 'n paar hartsgedagtes met jou deel rakende die missie van ons as 'n familie. Die eerste gedagte is, jou gawes is vir jou gegee sodat God verheerlik kan word. Ons almal ken mense wat soms dit waarin hulle goed is of hulle gawes gebruik om na hulself toe te wys. En kom ons wees eerlik, dit los eintlik maar so 'n bietjie van 'n slegte smaak in ons mond. Maar God droom oor elke liewe kind wat hy gemaak het. Hy gee vir jou spesifieke gawes sodat jy daardie gawes binne die kerk as ook buite die kerk kan gebruik om hom te verheerlik. Ons praat spesifiek van impak areas binne die kerk en impak areas buite die kerk. Maar hierdie gawes van jou is nie net vir jou gegee om God te verheerlik nie, dit is ook vir jou gegee om die kerk op te bou en om sy koninkryk uit te bou. Soos wat jy deur die Nuwe Testament sal lees, sal jy sien Paulus vergelyk die kerk met 'n liggaam. Hy skryf hoe in 'n menslike liggaam elke liewe deel van daardie liggaam 'n baie spesifieke doel en funksie het, sodat daai liggaam gesond kan wees. Maar kom ons wees eerlik, ons gebruik nie net ons liggame vir onsself nie, ons gebruik ons liggame om ook ander te dien en om besig te wees daar buite, net so in die kerk. Ons glo die spesifieke en unieke gawes wat God vir jou gegee het, is nie net sodat ons dit kan sien en waardeer binne die 4 mure van ons kerk nie. Nee,
Ons glo God het dit vir jou gegee, sodat dit 'n impak buite in ons stad kan maak. Nou met dit gesê, watter rol speel jy in ons kerkliggaam? Die realiteit is, jy kan so baie gawes en so baie potensiaal hê, maar wanneer dit nie gebruik word nie, is dit so 'n verlies. Hierdie voor my is 'n iPad waarop daar 'n paar notas is. Nou veronderstel ek koop 'n splinter nuwe iPad en ek kom wys hom in sy boks vir jou. En ek verduidelik alles wat hierdie iPad so amazing maak. Ek vertel jou van die kamera gehalte, die sagte ware wat daarmee gepaard gaan, die werk wat ek met en op hom kan doen. Ek vertel jou van die honderde apps wat ek kan aflaai om my lewe makliker te maak, maar ek haal nooit my splinter nuwe iPad uit sy boks uit nie. Wat 'n verlies is dit? Kom ons wees eerlik, 'n splinter nuwe iPad in 'n boks is maar net 'n ornament. Die geheim lê daarin om hom te geniet, om hom te benut, is ek moet hom uit sy boks uithaal. Nou net so in kerk. God gee unieke gawes vir jou, sodat jy dit kan gebruik om die kerk binne in die gebou te kan dien, maar as ook God kan verheerlik en die stad dien buite die kerk. Nou, om hierdie sessie af te sluit, is jou fasiliteerder gaan jou help om 'n paar praktiese volgende tree as 'n vernoot van Doxa Deo te gee. En dit behels om by 'n community groep in te skakel, en dit behels ook om 'n area binne ons kerk of buite ons kerk te identifiseer waarin jy kan gaan dien en daai gawes uitleef. Maar wat ons ook gedoen het, is ons het 'n unieke disippelskapsproses ontwerp, waarna ons jou graag wil uitnooi as 'n vernoot van Doxa Deo, sodat jy kan groei in hierdie geloofspad saam met die Here. Hierdie disippelskapsproses vir jou as 'n vernoot van Doxa Deo behels sekere checkpoints. Nou hierdie checkpoints is oomblikke en geleenthede in ons kerk waarop jy definitief nie moet uitmis nie. Nou die goeie nuus is, jy het klaar die heel eerste checkpoint afgehandel. Die heel eerste checkpoint in jou disippelskapproses as 'n vernoot in ons familie is vernootskap, die klasse waarmee jy besig is. Die volgende checkpoint in terme van jou disippelskapsproses saam met ons is 'n proses wat ons noem Grow. Grow is 'n Bybelleesplan waarmee van julle dalk nog besig is of van julle het dit al reeds gedoen, maar dit help jou met 'n verdieping in jou verhouding met die Here. Na hierdie leesplan wat ons Grow noem, nooi ons jou ook deur die loop van die jaar uit na 'n kursus met die naam Follow. Ons kursus wat ons noem Follow het ten doel om jou toe te rus met sekere praktiese gewoontes wat 'n volgeling van Jesus kenmerkend maak. 'n Volgende checkpoint vir jou as 'n vernoot in ons familie is 'n kursus met die naam ons City Changer kursus. Nou hierdie kursus ontdek op 'n dieper vlak wat is die implikasies daarvan om 'n disipel te wees en wat dit beteken vir jou binne die kerk as ook buite die kerk. Hierdie verskillende checkpoints in ons disipelskapproses is boustene wat jou gaan help groei in jou eie aanbidding, maar ook in jou vermoë om ander mense te disipel en nader aan hierdie familie op missie te trek. Dit is ons disipelskapsproses, dit is vernootskap en ons is so bly en opgewonde dat jy saam met ons op hierdie reis is. Seën jou.